Vandag wil ek met julle 'n stukkie deel wat nogal na my hart is. Ek het vanoggend met Bybelstudie vir die Heilige Gees gevra om vir my 'n gedeelte te gee om te lees. En hy gee toe vir my Matteus 13. En toe ek daar kom, toe sien ek dit is waar hy die parables basies verduidelik. En ek dog toe so by myself wel, ek ken mos nou meeste van die parables en ek veral die gelykenis van die saaiër. Dit is die mees algemene ene en is daar nou regtig nog iets wat ek daaruit kan verstaan? En julle, het hy vir my gewauw vandag. Terwyl ek besig is om te prepare vir die video, toe kom die openbaringe net so en dit was nogal goed geweest. Nou, ek het altyd gedink, ja, dit is die 4 tipe mense wat jy seker maar in die wêreld kry en dat jy 'n tipe van die soil is. Of jy nou die rocky soil is en of jy nou die harde voetpaadjie is en of jy nou die goeie grond is, jy word geklassifiseer as dit. En soos wat ek verder aangaan, besef ek, maar dit is seisoene wat ek in my lewe gehad het. En ek dink natuurlik is dit die uiteinde om die goeie grond te hê, maar ek weet nie of almal dit wel bereik nie. En die gedeelte wat ek vandag met julle wil deel is net die een versie is Matthew 13 verse 18. Hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. So, 'n mens se hart verander mos maar soos wat jy deur jou lewe gaan. Wel, ek dink dit is vir meeste mense so. Dit is definitief vir my so. Maar ek het besef, dit was die verskillende seisoene in my lewe gewees. Ek meen, ek ken die gelykenis van die saaiër, ken ek nou al. Ek dink ek het dit die eerste keer gehoor toe ek in graad 1 was. En soos wat ek hier deurgaan, besef ek, want hulle sê die eerste ene, die seed sown along the path. En hulle praat toe nou in my ESV studie Bybel, praat hulle van die scribes en die Pharisees. En ek was vir 'n lang tyd in my lewe daar gewees, en ek dink baie van ons is daar, dat jy iemand moet jou nie iets vertel van die Bybel, of hulle moet jou nie vertel, want jy weet hierdie goed, soos ek nou sê, almal ken die gelykenis van die saaiër. Jy weet hierdie goed is, en as ek dink aan wat die Pharisees gedoen het, ja, hulle tradisies en hulle religion was belangriker gewees as die koninkryk van God, as om die woord in hulle harte te ervaar en dit aan te neem. Dit was vir hulle belangriker om nog steeds al die dinge te doen wat hulle voorvaders al vir jare lank gedoen het, en hulle het 'n harde hart daarteenoor gehad. So, waar die saad gestrooi was op die pad, waar die voëls dit net kom oppik het, is waar jy ken die goed, jy weet die goeders, en jou hart is nie oop vir dit nie. En ek het vir baie lank in sonde gelewe, veral as ek dink aan toe ek baie jonger was. Ek het baie dinge gedoen in my jonger lewe, en ek is nie nou vrek oud nie, ek is nou eers 31, maar die stupidity, die goed wat ek gedoen het, en dit was alles as gevolg van pride, en as gevolg van 'n ego wat ek gedink het van myself, en as gevolg van 'n harde hart. Ek kon nie die Here se woorde inneem nie, alhoewel ek dit geken het en ek het geweet daarvan, kon ek dit nie inneem nie. So die Satan het dit wat daar was, het hy weggevat. Ek het vir 'n hele lang tyd in my lewe gelewe, sonder om op die Here staat te maak, sonder die Here se woord in my lewe, wat ek nie eers die Bybel oopgemaak het nie. En dan die tweede gedeelte, waar dit op die rocky ground gestrooi is daai gedeelte in jou lewe waar jy kom, waar jy weet jy is besig met sonde, maar dit is nie regtig die Heilige Gees wat jou convict nie, dit is jou eie skuldgevoelens, dit is daai wat die duiwel vir jou kom vertel wat jy alles verkeerd doen. So jy is receptief, maar jou hart is nog steeds hard. So jy het oomblikke van, gats, ek moet repent, ek moet my dinge met die Here regmaak, maar dit is waar dit bly. Dit bly net by om te wil beter wees. Jy doen geen moeite in jou lewe nie, en die Here se woord kan nie root vat in jou lewe nie. Dan kom dit by die gedeelte waar hulle sê, the seed sown among the thorns. En
dit is die unfruitfulness deur deception. Nou, deception sê vir my twee dinge. Obviously, die evil een waarvan hulle praat, die fools, altyd as hulle praat van die fools in die Bybel, is dit basies iets wat weggevat word. Dit is eintlik altyd maar 'n negatiewe ding. Die evil one is die Satan, wat dan hierdie saad kom wegvat uit jou hart uit. So waar dit tussen die thorns gegroei het en dit opgekom het, maar dit is verstik deur al die thorns en dit is verstik deur die bossies en daai tipe goeters, is 'n tydperk in my lewe waar ek regtig probeer het om meer Christelik te wees. Jy weet die image van Christendom. Maar sodra of dit nou uit sonde uit was en of dit nou uit deceit van die duiwel af was. Kyk, die duiwel het baie maniere wat hy ons weghou van God af in elk geval. Of dit nou is deur soos ons eie natuurlike sondige natuur, die lastvol dinge van die lewe, geld, mooi goeders, groot huis, wat ook al. En of dit fisies is dat hy jou besig hou met allerlei dinge en probleme, dat jy nie by die Here uitkom nie. Dit is die deceit waarvan ek praat. So, of dit nou een van daai dinge is, dit maak dat die woord van die Here nie kan vlamvat in jou lewe nie. En dit is nie 'n tydperk lank terug in my lewe nie. As ek dink aan laas jaar en die jaar voor dit, waar ek absoluut gebrand het vir die Here, maar elke keer wanneer daar situasies opgekom het, of wanneer daar dinge gebeur het, dan het ek teruggeval. So die Here se woord kon nooit vlam vat in my hart nie. Ek het nooit voluit op hom vertrou nie, want my situasies was altyd erger gewees as wat die Here my mee kon help. En ek dink dit is waar die bossies en die thorns van die duiwel, die Here se woord doodstik is. En dan wil ek net bylas op ons autoriteit staan, want ons glo wat die duiwel sê in daai tye. Ons glo wanneer dinge so gaan en wanneer hy ons so besig hou met allerlei dinge, of dit nou voertuie is wat breek en of dit finansies is en of dit al die kinders is op een slag wat siek is, dan is dit 'n gegil en 'n geskree en dis moeilik, dis baie moeilik en die Here se woorde gaan net by die deur uit en jy sit in 'n gat en jy weet nie hoe kan jy daar uitkom nie. En dan die goeie grond waarvan hulle praat, wat dan nou 100.000, 200.000 of veelvoud oes lewer, is waar ek sal sê, waar ek voel ek is nou in my lewe. Want ek kan enige situasie wat die duiwel na my kant toe gooi. Of dit nou is omdat dit gebeur het oor ons iets verkeerd gedoen het, of is omdat dit fisies die duiwel is wat aanhou met die aansla en die aansla en die aansla. Die goeie grond is wanneer jy besef dat God altyd in beheer is. En dat jy autoriteit het om die duiwel te laat vlieg van jou af. Dat jy beheer kan neem oor jou situasie en dat jy beheer kan neem oor jou geloof en wat die duiwel en sy aanslag aan jou hart doen. Dit is die belangrikste van alles. Dit is die goeie grond waarvan hulle praat. Ek is content in elke situasie want ek weet die Here is daar. Wanneer die finansies sleg is, dan bid ek. Wanneer my kinders siek is, dan bid ek. Ek het peace gevind in die Here en ek dink dit is die kernwoordjie vir vandag. Is om vrede te hê in die omstandighede waarin jy is. Sodat jou hart goeie grond kan bly vir Here se woord, sodat hy jou kan uithelp. Ek was nog nie in 'n situasie in die laaste jaar en 'n half van my lewe, waar ek gevoel het my lewe is aan die einde nie, waar ek gevoel het ek wil nie meer aangaan nie. Ek sien elke keer sien ek 'n nuwe plan, 'n nuwe ding. Elke oggend staan ek met nuwe hoop op. En ek dink dit is die goeie grond waarvan die Here gepraat het. Dit was vir my goed gewees om dit te lees en te sien vandag. Het was vir my lekker dat die Heilige Gees dit vir my oopgemaak het vandag. En ek hoop regtig dat
ek iemand kan bemoedig vandag en vir hulle te kan sê dat aanvaar die Here se vrede. Aanvaar die vrede wat hy vir jou bring. Al is daar nie vrede in jou huis nie, al is daar nie vrede in jou gemoed nie, al is daar nie vrede in jou gesondheid nie, vind jou vrede in die Here, sodat die Satan nie die goeie saad wat die Here wil strooi in jou lewe kan kom uithaal en kan kom verwoes nie. My gebed is vandag dat ons almal daaraan sal werk om goeie grond te wees, sodat ons dan kan oes lewer en weer kan saad plant vir die Here.